Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat alles in stand hou, vir alles sorg. Ons hulp is in die Here wat ons gevorm het, die kroon van sy skepping, bietjie minder as die engele. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom, mag die Here ook vir jou seën wanneer jy later vandag of in die week na hierdie boodskap luister en kyk. Waar dit vir my onmoontlik lyk, begin God se moontlikheid. Dis die tema van volgende se preek, Lukas 1 vers 37 en Filippense 4 vers 6 tot 7. Kom ons bid saam. Here, ons het gekom om in U teenwoordigheid op hierdie baie spesiale manier te wees, want U is hier teenwoordig op 'n spesiale manier. U sê dan in die Bybel, waar daar 2 of 3 in my naam vergader, is ek teenwoordig. Nadat U hierdie woorde gegee het, het U toe ook die Gees gestuur. En die Trooster is hier, want die Heilige Gees lewe in ons harte en sit die evangelie voort, vorm ons en maak ons. En Heilige Gees, U gebruik ook die woord as U primêre norm om ons te verander. Ons het gekom om U stem te hoor. So sal U uit die stem uit die bladsye van die Bybel laat hoor en met ons praat. Ons is nuuskierig. Ons wil anders hier uitstap as ons hier ingestap het. So sal U met ons praat asseblief. Ons is hier as U gemeentelede. Ons het almal ons foute en ons dinge, en ons geite en gewoontes, en ons stikkindheid, en ons hartseer, en ons geworstel, maar ons is U kinders, en U is lief vir ons. Daarom ontmoet U ons vanoggend in U genade en in U liefde, en met volle vergifnis. Dankie daarvoor. So hier is ons. Praat met ons, in Christus Jesus se naam. Amen. Waar dit vir my onmoontlik lyk, begin God se moontlikheid. Lukas 1 vers 37 en Filippense 4 vers 6 tot 7. Niks is vir God onmoontlik nie. En dan Filippense 4. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Net tot daar. Die onmoontlike. Ek en jy worstel met dieselfde goed. Hoe gaan ek nou hierdie maand my rekeninge betaal kry? En glo my, ek het ook daai vraag hierdie maand gevra, want skielik kry ek 'n water en ligte rekening wat R3000 meer is as gewoonlik. En my budget is in sy kanonnen. Hoe gaan ek dit bekostig dat my kind moet volgende jaar universiteit toe gaan, want daar is van ons ouers wat in hierdie gemeentes wie se kinders moet aangaan met die lewe. Gaan my gesondheid hou, want ek sien ek word ouer, my kragte neem af en dinge verander hier binne. Weet, eendag is jy nog reg, die volgende dag staan jy op met pyne wat jy nooit voorheen gehad het nie, en daar's nou skielik groot fout met jou en jy kry slegte nuus by die dokters. Hoe gaan ek ooit kan aftree? Is ek deel van die statistiek? 94% van Suid-Afrikaners het nie genoeg geld om af te tree nie. In hierdie land kan nie langer hierdie sassa meedra nie. Regtig. Ek lees vanoggend vroeg weer met 'n nuwe proefsteek meningsopname wat gemaak is, hoe Suid-Afrikaners in die laaste jaar verarm het.
En veral die kategorie 50+ is die mense wat dit die meeste voel. Mense skaal af en jy weet nie meer waarom af te skaal nie. Is Suid-Afrika nog 'n goeie plek om te wees? Maar ons is so arm, ons kan nêrens gaan nie, so ons sit nou maar hier met al sy crime en met al sy dinge en met sy swak politieke leiers wat die ekonomie in die grond ingery het met swak bestuur en met diefstal en korrupsie. Hoe gaan ek as 'n enkel ouer dit met my kinders oorleef? Hoe gaan ek na die egskeiding kan aangaan? Ek weet nie. Hoe gaan hierdie goed wat vir my onmoontlik lyk, hoe gaan ek oorleef? Hoe gaan ek aan die ander kant uitkom? Ek voel lus en gee op. Ek kan net nie meer nie. Dis waar baie van ons op die oomblik is. Ons kan net nie meer nie. En die ouens is desperaat. Mense is regtig desperaat. Ten spyte van alles wat duur word, gaan drankverkope op. En lottokaartjies word meer en meer verkoop. Want die mense soek iets. As ek net dalk met hierdie kaartjie, jy weet as ek hom net kan speel, dalk gaan ek wen. En so verarm ons net meer. Mense is meer hoop in 'n lottokaartjie as in God. So Scott Peck in sy boek sê, en as jy nog nie hierdie boek gelees het nie, lees hom. Hy is nou intussen al oorlede. Heel eerste bladsy, heel eerste sin van daai boek sê hy, life is difficult. En dis die waarheid. Om te leef is moeilik. Dis taaf om deur hierdie lewe te gaan. Dit is nie maklik nie. Partykeer voel ek en jy, het is maar beter om op te gee. Miskien het die gedagtes ook so hier net soos 'n flitsie deurgegaan. Want glo my, ons almal het al daaraan gedink. Ek ook. Dalk is dit beter as ek vrek. Ekskuus die harde woord. Maar dis hoe ek hoor mense dit sê. Ek moet liewerste vrek. Want ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie meer so sukkel nie. Dit is asof hierdie lewe ons vat, né, en hy kou vir ons stikkend. En hy rol ons rond en hy spoeg ons uit asof ons niks werd is nie. Dis hoe ons soms voel. Ek is eintlik niks werd nie. Daar's net nie meer hoop nie. Ek's moedeloos. Hoeveel van ons gemeentelede het al met my gepraat wat sukkel om werk te kry? En sonder daai inkomste kan hulle nie aangaan nie. Daar's geweldige druk op ons mense. Afgesien van alles wat in die wêreld aangaan. Ons kom op 'n punt waar ek sê, ek is nou al moeg geprobeer. Ek het al so baie keer met die Here hieroor gepraat, en ek sien net nie uitkoms nie. Ek gee op. Ek is nie meer lus om eers my gevoelens teenoor God te uiter nie, oor hierdie sake en hierdie worstelinge nie. So is daar enige hoop. Bybel praat van hoop. En ons praat van hoop in die kerk. En ons motiveer mekaar en sê, ons moet net aanhou, ons moet vasbyt, ons moet bly hoop. Maar dinge lyk onmoontlik. Waarheen? Wat maak ons? Nou kom ons terug na Lukas 1 vers 37. Nou ek moet die konteks gee, want dit is 'n versie wat baie deur mense aangehaal word. Hier kom die engel van die Here en kondig aan Maria, jy gaan 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Maar sy sê, hoe is dit moontlik? Ek het nog nooit by 'n man geslaap nie. Ek is 'n maagd. Hoe gaan so iets gebeur? Ek meen, dit gaan mos nou teen die normale in. En dis waar baie ouens ook nogal bietjie vashak. Daar's selfs teoloë wat sê, nee, dis nie die waarheid daai nie. Ons moet dit nie so fisies lees nie, ons moet dit geestelik interpreteer, en hulle kom met verskriklike mooi argumente, en daar's baie ouens wat hulle glo en agter hulle aanloop, maar die maagdelike geboorte van die Here Jesus gaan mos teen alle logika in. Kan mos nou nie so werk nie. Maar wat sê die engel van die Here vir haar? Hy sê, vir God is alles moontlik. Daar is nou nie 'n ding vir God wat nie vir hom moontlik is nie.
Alles is moontlik vir hom dat dit kan gebeur. En sy kry berusting. Want sy vestig haar hoop en haar vertroue in die moontlikheid van die onmoontlike. En daarom gee sy self oor. Sy sê, hier is ek tot u beskikking, Here, vers 38. Met ander woorde, Here, ek glo so onwrikbaar in die onmoontlike moontlikheid. Onmoontlik my kop, moontlikheid. Laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Staan nou nie so nie, maar dit is eintlik wat hier gebeur. Laat u wil geskied. Ek glo in u wat die onmoontlike moontlik kan maak. So waar bring dit vir jou en vir my? As God sê, hy kan die onmoontlike moontlik maak. Ek wil dit in 3 punte saamvat in hierdie preek. Kom ons aanvaar, die lewe is taai. Dis moeilik. Dis glad nie maklik nie. Hou wat sê, ek het my lewe lank net 'n smooth ride gehad. Dink ek praat nonsens. Selfs die ouens wat heel bo uitkom in die samelewing. Die hoogs gekwalifiseerdes en die rykstes van die rykstes kan maar vir jou 'n verhaal vertel van hoe moeilik dit was om daar bo uit te kom. En daar is 'n punt waar ek en jy moet kom waar ons net oorgee. Waar ons net sê ek kan nie meer nie. Ons moet. En dan te besef om oor te gee het 'n positiewe resultaat. Kom ons aanvaar, die lewe is moeilik. Daar's so 'n mite wat rondgaan, en ek hoor dit baie keer uit charismatiese monde uit charismatiese kerke uit, wat hulle vir jou sê, as jy die Here dien, en jy lewe voluit vir Here, sal hy vir jou seën met oorvloed seëninge. Gee jy soveel as wat jy kan vir die Here, en hy sal vir jou soveel as moontlik seëninge teruggee. Leef jy net in gehoorsaamheid en toegewydheid aan die Here, en jy sal sien, dit sal met jou wonderlik gaan. Wel, dit is presies wat dit is, 'n mite. Want ek en jy weet, dis nie waar nie. Goeiestes, op die beste tye wat ek die Here gedien het, het dit soms met my die slegste gegaan. Ek het hoe hard probeer om die Here in alles te gehoorsaam, maar dan slat die een ding na die volgende ding my onderste bo. Dis nie waar nie. Ek doen nog steeds, wil ek die Here dien met alles in my is, en dan kry ek slegte nuus, maar my hart is nie lekker nie, of ek het kanker, of nee, sorry meneer, mevrou, hier is nie meer werk vir jou nie, jy is nou op baie ouderdom, goodbye. Dis nie waar nie. Kom ons kyk maar na die Bybel, Josef, die verhaal van Josef wat ons so goed ken, hier is hierdie opgeruimde jong man in die gesin, en hy dien die Here, en hy is sy pa se wit broodjie, en dit gaan net lekker, en dit gaan goed, en boem, daar word hy slaaf verkoop, daar, in 'n huis gaan werk, daar, hierdie vrou wat hom wil gryp, en nou is hy in die tronk, en is net af en af en af en af word hy gedruk. Hierdie goeie gehoorsame kind van die Here, onskuldige jong man. Wat vir Job? Job 1, daar's niemand, sê die Here, so goed soos Job, wat my dien nie, my dienskneg, 'n eretitel wat God vir hom gee, tot die Satan sê, gee hom vir my, dan sal jy 'n ander prentjie sien, laat ek hom slat met lewe, vat al sy kinders op een dag weg, al sy kamele, al sy donkies, al sy skape, al sy slawe, alles op een dag verloor hy dit, net hy en sy vrou bly oor, en toe vat die Satan nog sy gesondheid ook, wat die Here gesê het, okay, sal kyk of hy gaan vou, het hy dit verdien, as die Here vir hom sê, daar's niemand soos Job nie, maar het gebeur met hom, en wat van Paulus, ek meen hierdie ou dien die Here met oorgawe, ek meen hy gaan oor die see, hy gaan skep 'n slange pik om, hy word verjaag, hy word in die tronk gesmyt, hy ly honger, hy slaap in die veld en hy slaap in die tronk, hy word vasgeboei, hy word gegeesel, hoeveel keer het hy 40 houe gekry, en al wat hy wil doen is om vir die Here te werk, sy hele lewe voltyds, 24/7 werk hy vir God, en kyk wat gebeur met hom, so ons weet, in die lewe werk dit nie so nie.
Kinders van die Here gaan baie keer gebukkend onder die lewe. En ons kan in hierdie gemeente daarvan getuig. Hoe die lewe vir ons soms in 'n knyptang beet gekry het. So, dis nie 'n skande nie. Dis nie 'n skande as jy vandag hier sit met 'n stukkie moedeloosheid nie. Dis nie 'n skande as jy sommige dae voel maar dinge raak vir jou te veel nie. Dis nie 'n skande dat jy moedeloos en raad opraak nie. Dis nie 'n skande nie. Dis ook nie 'n skande dat as dinge so loop dat jy baie keer bietjie twyfel aan God se almag. As die Here dan sê hy is so lief vir my, wragtig, waarom al hierdie goed in my lewe? Hoekom breek my huwelik uitmekaar uit as hy dan sê hy is so lief vir my? Hoekom verloor ek my werk? Hoekom is my kinders siek? Hoekom? Waarom? As God dan so lief is vir my. En daarom kry ons baie keer nie eens meer lus om te bid nie. En weet jy wat? Is oukei. Is oukei. Is oukei as jy voel jy wil soms opgee. Is nie 'n skande nie. Jy's mens. Is oukei. So moenie dink, omdat jy ook baie keer net ophou bid het nie, en ophou vra het nie, en so moedeloos geraak het, en voel jy wil opgee, dat God jou verstoot nie. Glo my, Paulus skryf in Timoteus hierdie fantastiese woorde, al dink ek nie meer aan God nie, dink hy aan my. Is dit nie troosvol nie? Al dink ek nie eers aan God, as ek nie lus om met hom te praat nie. 'n man het eendag vir my vertel, nadat hy met die Here geworstel het oor 'n ding in sy lewe, en hy net nie gesond word oor hierdie siekte nie, het hy goed stikkend gegooi in die huis, teen die muur, en God gevloek. Toe sê hy vir my, dominee, ek is nou op pad hel toe, ek het God gevloek. Het hy? Ja, hy het, maar gaan hy nou hel toe? Sê ek vir hom, weet jy wat? Jy het 'n verskriklike aggressiewe gesprek met die Here gehad. Ek verstaan. Soveel te meer die Here. En hy is nog net so lief vir jou. En hy het begin huil van blydskap. Want dit is hoe God met my en jou werk. So as jy moedeloos is, en as jy kwaad is selfs vir die Here, is oukei, hy verstaan. Want hy is daar vir ons. Hy verwerp ons nie. Nooit nie. Gaan jou nie los nie. Maar baie keer raak dinge net te veel. Nie? Ons sien nie uitkoms. Hoe dieper daai gat raak, hoe minder lig sien ons. Asof net nie meer hoop het nie. En dan sê die Here Jesus hierdie mooi woord, ek het nou vergeet om die teks by te sit. Kom na my toe. Almal wat moeg is en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Oop uitnodiging. So die Here se arms bly die hele tyd uitgestrek na my en jou toe. Hy kom nooit op daai punt nie. Nooit nie. Altyd bly hy met sy oop arms uitgestrek, soos aan die kruishout. Kom na my toe, met al jou issues, met al jou worsteling, met al jou aggressie, met al jou moedeloosheid, met al jou hooploosheid. Kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Rus gee van gemoed. En dan sê Paulus hierdie pragtige woorde in Filippense 4, moet oor niks besorg wees nie, maar maak alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. So wat sê hy eintlik? Hy sê, my vriend, my liewe vriendin, gee oor. Gee oor. Daai punt waar jy nou gekom het, waar jy nou nie meer kan nie, en nie meer wil nie. Gee oor. Gee oor aan God. Gee oor.
Kom ons wees eerlik. Om jou te bekommer en opgestres te raak oor alles en slapeloosheid te hê oor goed, gaan dit die saak verander? Het enige van my bekommernis van die verlede die uitkoms verander? Enige iemand wat wil sy hand opsteek? Ek glo nie, hier is iemand nie. So wat help dit ons eintlik om ons so te bekommer en so te stres oor môre en oormôre en al my issues en al my probleme? Verander dit regtig iets? Ja, wat dit wel doen, is dit 'n klomp negatiewe veranderinge. Bekommernis, die Griekse woordjie wat Paulus hier gebruik, is om stikkend te skeer. En dis wat bekommernis eintlik aan jou doen. Dit streek, dit skeer jou stikkend, dit breek jou, dit maak jou klaar. Breek jou, dit skeer jou. Want as ons bekommerd is, sien dit soms op ons gesigte. Want dit oorheers ons hele wese, ons gedagtes, ons alles. En dit maak ons soms so negatief en angstig, en mense kry depressie as gevolg van bekommernis. Miskien steel dit jou slaap, want dit steel ons slaap. As ek bekommerd is, dan slaap ek nie. Dit werk ongelukkig nou maar so vir my. As iets my opstres, dan slaap ek nie daai nag nie. En ek is môre moeg. En ek is kragteloos. En ek het nie eens lus om met een van julle te praat nie. Laat my onttrek. En dis wat bekommernis doen. Dit beskadig ons verhoudinge met mekaar. Dis nie goed vir ons gesondheid nie. Dit jaag ons bloeddruk op. Stres, bekommernis, sleg vir bloeddruk. Dit help ook nie vir jou diabetes as jy sukkel met suiker nie. En dit, soos ek gesê het, dit beïnvloed definitief jou produktiwiteit. Want 'n bekommerde mens kan nie sy beste insit in sy werk nie. En maak ons sommer net oor die algemeen gespanne. So daar's niks goeds wat ons kan sê oor bekommernis nie. So Paulus is heeltemal reg om hierdie woord te gebruik. Dit breek ons. Dit breek ons, dit skeer ons stikkend. Dis wat bekommernis doen. En dit laat ook jou geloof skade ly. Want ek is ook nie lus vir God nie. So ek onttrek my so 'n bietjie van die Here. Genadiglik onttrek hy hom nie van my nie. So Paulus sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak alles en al julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Moenie vergeet nie. Waar sit Paulus toe hy hierdie woorde skryf? In die tronk. In die tronk. En ek het vir julle gesê toe ons oor Filippense gepreek het, daai tronke, net 'n deurgat was baie keer 'n grot. Dis donker, bedompig, koud, onhygiënies, en baie keer was hulle aan 'n soldaat vasgeboei. Baie lekker omstandighede nie waar nie, né? Stukkie sarkasme. En hy sê, in vers 4 het hy begin en sê, wees altyd bly, wees bly, 47 keer gebruik hy die woord blydskap in hierdie briefie. Terwyl hy in die tronk sit, en dan kom hy en hy praat, maar, mense, daar's seker nie veel van julle wat meer kan bekommer as ek nie, hier sit ek in die tjoekie, maar, moet julle nie bekommer nie. Maak al julle begeertes aan God bekend, in julle gebede, en hy sal vir julle vrede gee. Beloof jou. So wat sê hy eintlik? Hy sê, haal dit van jou af, net soos die Here Jesus, sê eintlik niks anders nie, niks niets nie. Hy sê, haal dit af van jou af, gee dit vir my, gee dit vir God, verplaas jou bekommernis en jou worstelinge, verplaas dit na God toe. Dis wat hy sê, dis eintlik wat hierdie woorde op neerkom, verplaas dit, maak jouself vry daarvan, gee dit vir God, want alles is vir hom moontlik, dis hoekom ek dit vir hom moet gee. So, in gebed, al is ek nie lus nie, maar in gebed, praat met God daaroor,
En hierdie woordjie wat hy hier gebruik vir gebed, is die algemene gesprek. So in ander woorde, om met God oor enige iets en oor alles te kan praat. Baie keer dan hoor ons mense sê, ek kan nie die Here pla met sulke benullighede nie. Hoekom moet ek God nou met hierdie klein goedjies pla? Asof God net tyd en aandag het vir ernstige goed. Maar jy kan net 'n algemene gesprek met God hê. Sê, praat met God, sê Paulus. Verplaas jou goed. Praat met hom oor alles. Oor enigiets. Met smeking. Jy kan hom smeek. Jy kan 'n pleidooi. Jy kan hierdie dringendheid van die saak. Enigiets kan jy met God deel. Dis die mooi van hierdie woorde. So wat hy eintlik sê is, God het 'n oop deur vir jou. Altyd 'n oop deur. Sy lyn is nooit besig nie. Bel hom maar. Hy's onmiddellik beskikbaar. Sy lyn is nie beset nie. Hy's nie te besig nie. Hy sluimer nie en hy slaap nie. Psalm 121. Jou bewaarder sluimer en slaap nie. So praat met hom. En weet julle wat? Om oor te gee is positief. Dis die beste ding wat ons kan doen. En ek dink ons almal kan daarvan getuig. Daai kere in ons lewens, want waar ek miskien nou is, was ek dalk ook al voorheen in my lewe, is nie dalk nie eers die eerste keer nie, en ek glo nie dit is die eerste keer nie, en as dit die eerste keer is, gaan dit ook nie die laaste keer wees nie. Maar baie van ons was al op 'n slegte plek in ons lewe. En is dit nie so nie, toe ons al die hoop verloor het, en toe ons op daai punt kom waar ons sê, Here, ek kan nie meer nie, asseblief help, ek gee oor. Dis toe dinge verander het. Ons kan daarvan getuig, ek en jy. Want Paulus sê, en dit is waarop dit neerkom, jy sal die vrede van God ervaar. Kom na my toe, almal wat moeg is en oorlaai is. Ek sal vir jou rus gee. Jy sal vrede ervaar. En hierdie woordjie vrede beteken harmonie. Daar sou harmonie kom. Beteken nou nie skielik gaan na werk wees nie. Of skielik gaan my gesondheid net reg wees môreoggend nie. Dis nie wat dit sê nie. Gaan hier oor meer as dit. Ek dink Paulus sê dit. Hierdie vrede gaan verstand te bowe, so hy kom hierso, praat met die kop. Jou denke en jou besluite sal beter wees, want jy het 'n rustigheid. So, ja, jy gaan nog steeds met die uitdagings te doen, hè, môre, maar jy gaan dit anders hanteer. So 'n bietjie minder van die emosionaliteit, bietjie meer rasioneel wees, bietjie meer rustig wees, beter besluite neem, want hierdie vrede gaan verstand te bowe, werk met jou kop ook, maar dit werk ook met jou hart, want kom, dit is so, wanneer ek voel ek is daar, is ek emosioneel plat, ek is emosioneel, en ons almal weet dit, as jy emosionele besluite neem jy verkeerde besluite, vat maar iemand wat nou net iemand anders aan die dood moes afgee, geliefde, en wat radikale besluite sommer vroeg neem, dan maande later sê hulle, ek moes dit nooit gedoen het nie. So wanneer 'n ou se emosies nie reg is nie, doen jy stupid goed. En hy sê, hierdie vrede werk ook met jou hart en met jou emosies. Gee jou kalmte, gee jou rustigheid, gee vir jou hoop. So bring dit na God toe. Daar's 'n definitiewe positiewe resultaat daaraan. Soos asof Paulus vir my en jou vanoggend wil sê, ek daag jou uit. Probeer dit. Met al jou issues, met al jou probleme, met al jou bekommernisse. Kom probeer my. Nou ja,
Ek het 3000 ekstra rand om te betaal hierdie maand aan water en ligte. Maar ek's okay daarmee. Want my emosie sê, Here sal voorsien. My kop sê vir my, ek het 'n oortrokke fasiliteit. En ek sal dit maar so in die volgende 2-3 maande opmaak. So ek is rustig daaroor. Ja, natuurlik is ek kwaad vir Job, maar nou okay. Maar daar's vrede. So kom ons maak ons 'n bietjie los van die goed. En ons verplaas dit. Kom na my toe, sê die Here. Bring jou laste, jou bekommernis, bring dit vir my. Ek sal vir jou rus gee. Sien julle? Is nou amper soos 'n wiskundige sommetjie, né? Bekommernis, gebed, kon daar ingesit het, is gelyk aan vrede. Dis wat Paulus in hierdie woorde sê, eenvoudig. So kom ons los dit by God. Wie beter? Wie beter as God? Dinge sal uitwerk, soos hy dit wil hê. Maar wanneer ek dit vir hom gee, sal ek die vrede van God ervaar. Dis hoekom Paulus hierdie goed skryf. Ja, sit hy in die tjoekie. Hy het vrede, blydskap, 'n brief vol blydskap. Want by God is alles moontlik. Amen. Baie dankie Here vir u woord, 'n troostwoord wat ons so nodig het in hierdie dag. U ken ons en u weet hoe maklik ons opgestres raak en hoe ons bekommer en hoe ons, u weet. U ken ons harte nog voordat ons vir u sê. En u sê, kom na my toe. Dan sê u nog in die Bybel vir ons, julle weet, ek sorg vir die voëls van die hemel. Ek sorg vir die gras en die blommetjies. Hoeveel te meer sal ek nie vir julle sorg nie. As 'n pa weet om vir sy kind 'n brood te gee en vir hom kos te gee wanneer hy honger is, hoeveel te meer weet ek dit nie. Ek ken jou behoeftes. Ek ken jou bekommernis. Ek sorg vir jou. Jy is myne. Dankie vir hierdie troostvolle woord, Here. Ons stap hier uit en ons stap die lewe in met geloof en met vertroue. Want u sal hierdie vrede wat u vir ons gee, sal u bewaar. Soos 'n soldaat iets belangriks oppas. Daarom het ons hoop en geloof om aan te hou leef en die lewe te lewe en die beste daarvan te maak. Gee dit vir ons hier in Waterval. Ons bid vir elkeen op ons lys volgend. Raak elkeen aan met die hand van genesing. Gebruik die mediese wetenskap as deel van u wonderwerke om ons mense beter te maak. Seën elke huwelik, elke ouer, elke kind, elke afgetrede persoon. Seën ons sommer net, omdat u goed is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna gaan ons 'n lied sing. Mag die genade van ons Here Jesus met ons wees. Mag die teenwoordigheid van die Gees vir ons vrede gee. Hierdie vrede wat verstand te bowe gaan. Hierdie vrede wat ons emosies gemaklik maak. En mag die liefde van ons Here Jesus vir ons bly. Amen.